Jem Hawkins woon by sy ma se herberg, die Admiraal Binbof. Eendag kom 'n vreeslike ou matroos by die herberg aan. Sy naam is kaptein Billy-Bonus. Hy het 'n groot koffer saam met hom. Hy bly lank en betaal vir sy kamer. Hy drink baie rum en sing ou seeliedjies. Hy is altyd bang vir 'n matroos met een been. Hy vertel spannende stories oor die see. Hy waarsku Jem om uit te kyk vir die blinde hond. Jem en sy ma is baie bang vir die kaptein. Maar hulle neem sy geld en sê niks. Die kaptein kry 'n swart merk van 'n vreemdeling. Die swart merk beteken gevaar of die dood. Kort daarna sterf die ou kaptein van skrik. Jem werk in die herberg. 'n vreemde man kom binne. Hy is bang en sleg. Sy naam is Swarthond. Hy soek kaptein Bonus. Die twee mans praat. Dan begin hulle beklei. Jem en sy ma hoor lawaai. Swarthond hardloop weg. Kaptein Bonus val op die vloer. Hy is baie siek. Hy sê, pas op die seevaarder. Dan sterf kaptein Bonus. Jem is alleen met 'n geheim. Jem en sy ma sit in die herberg. Hulle is baie bang. Dan hoor hulle iemand buite. Dit is die seerowers. Die seerowers klop hard op die deur. Jem se ma vat die rekeningboek. Sy wil die geld hê. Die seerowers breek die deur oop. Hulle soek kaptein Flint se kaart. Een seerower gee Billy-Bonus 'n swart stuk papier. Dit is die swart kol. Die swart kol beteken dood. Billy-Bonus word baie siek en val neer. Hy sterf voor Jem se oë. Jem moet nou vinnig ontsnap. Jem en sy ma gaan terug na die herberg. Hulle soek die sleutel van die seekis. Jem vind die sleutel in die seeman se sak. Hulle maak die seekis oop. Binne is klere en 'n paar klein goedjies. Onder die klere is 'n pakkie. Die pakkie is van sterk materiaal gemaak. Jem se ma wil die geld uit die seekis vat. Sy wil net die geld hê wat hulle verskuldig is. Sy tel die geld baie noukeurig. Hulle hoor 'n geluid buite. Dit is die seeleie wat terugkom.
Jim en sy ma is baie bang. Hulle vat die pakkie en hardloop weg. Hulle laat die sekes en die geld agter. Jim en sy ma het die herberg verlaat. Hulle het na die dorp gehardloop. Die dorp was baie stil. Niemand wou hulle help nie. Toe hoor hulle 'n geluid. Dit was die blinde man, Bev. Hy het op die pad gestaan. Hy het sy stok geswaai. Hy het vir sy vriende geroep. Maar sy vriende het nie gekom nie. Toe kom 'n groep perdryers. Bev het probeer wegkom. Hy het nie die perde gesien nie. Die perde het hom getref. Dit was die einde van die blinde man. My ma en ek gaan terug na die herberg. Ons is baie bang. Die dooie kaptein lê nog op die vloer. My ma wil die kaptein se geld hê. Sy begin om sy sakke te soek. Sy kry 'n klein sleutel. Ek dink die sleutel is vir sy koffer. Ons gaan na sy kamer bo. Die koffer is baie swaar. Ons maak dit oop met die sleutel. Binne is klere en 'n paar papiere. Onder die klere is 'n sak goud. My ma sê ons moet die papiere en die geld vat. Ons hoor 'n fluit buite. Dit is die seerowers. Ons moet hardloop. Jim en die heer Trelawney berei voor om te vertrek. Hulle gaan na die hawestad Bristol. Die skatkaart is in Jim se sak. Hulle moet 'n skip en 'n span vind. Die heer is baie opgewonde. Hy praat net oor die skat. Jim voel ook 'n bietjie bang. Dit is sy eerste groot reis. Hulle ry in 'n koets na die treinstasie. Jim sien sy huis vir die laaste keer. Die trein is vinnig en luidrigtig. Na 'n lang rit kom hulle in Bristol aan. Die stad is vol skepe en matrose. Die soektog na die skip begin nou. Jim en sy ma gaan na die spyglastavern. Hulle soek die seeman se koffer. Die herberg is donker en stil. Hulle hoor 'n klop op die deur. Jim is baie bang. Sy ma open die koffer. Hulle vind geld in 'n sak. In die sak is 'n belangrike dokument. Buite begin mense praat.
Die seuns van Flint kom nader. Jim en sy ma moet vinnig weghardloop. Jim neem die dokument saam. Hulle verlaat die herberg. Die seuns van Flint is baie gevaarlik. Jim en sy ma het die herberg verlaat. Hulle het na die dorp gehardloop. Maar die mense in die dorp was bang. Niemand wou hulle help nie. Jim het besluit om alleen terug te gaan. Hy het na die ou herberg teruggegaan. Hy wou die sekerste vat. In die herberg was dit baie stil. Die seerower was dood op die vloer. Jim het die sekers oopgemaak. Binne-in was daar 'n pakkie. Die pakkie het poeier en ammunisie ingehad. Jim het die pakkie geneem. Hy het die herberg vinnig verlaat. Die skip, die Hispaniola, begin sy reis na die eiland. Jim werk in die kombuis. Hy hoor die matrose praat. Baie van hulle is Long John Silver se vriende. Kaptein Smollett is baie bekommerd. Hy weet nie of hy die bemanning kan vertrou nie. Een aand hoor Jim 'n geheim. Hy kruip in 'n appelvathuis. Long John Silver en 'n matroos kom naby. Jim luister deur die hout. Silver praat van die skatkaart. Hy beplan 'n mysterie. Jim is baie bang. Hy moet die kaptein en die dokter waarsku. Ek was moeg en wou 'n appel kry. Ek het in die groot appelvat geklim. Toe hoor ek 2 manstemme. Dit was Long John Silver en 'n ander matroos. Hulle het naby die vat gestaan en gepraat. Ek was baie bang en het stil gebly. Silver het van die skat gesels. Hy het gesê hy wil die skeepskaptein doodmaak. Hy het 'n plan vir 'n mysterie gemaak. Die ander matrose is sy vriende. Hulle wag vir die regte tyd om aan te val. Ek moes vinnig wegkom uit die vat. Ek moes die kaptein en die dokter waarsku. Niemand het my in die vat gesien nie. Dit was 'n baie belangrike geheim. Die kaptein, die dokter en Skeire Trelawney praat saam. Hulle weet daar is gevaar. Hulle het 7 getroue mans. Long John Silver en sy matrose wil die skat hê. Die rebelle het gewere en ammunisie. Ons is minder as hulle. Die kaptein maak 'n plan.
Hulle moet die skip verdedig. Hulle gaan na die ou blokhuis op die eiland. Jim Hawkins luister na die plan. Hy is bang, maar hy wil help. Hulle pak voedsel en gewere. Hulle verlaat die skip in die aand. Die stryd sal binnekort begin. Die volgende oggend sien ons die eiland. Dit is 'n donker en bosryke plek. Kaptein Smollett praat met die bemanning. Hy sê dat sommige mans aan land kan gaan. Ek wil ook graag die eiland sien. Meneer Trelawney gee my toestemming. Ons klim in 'n klein bootjie. Die see is stil en die son skyn. Ons roei na 'n rustige strand. Ek spring uit die boot op die sand. My voete is eintlik op vaste grond. Die lug ruik na plante en vogtige grond. Ek is baie opgewonde. Maar ek weet nie wat gaan gebeur nie. My groot avontuur op Triasire Island begin nou. Jim het die seiljag gesien. Dit was die Hispaniola. Hy het 2 mans op die dek gesien. Een man was Israel Hans. Die ander man was 'n vreemdeling. Hulle het met mekaar geveg. Jim was baie bang. Hy het die klein bootjie na die skip gevat. Op die skip was dit stil. Die vreemdeling was dood op die vloer. Israel Hans was ook erg gewond. Hy het Jim om hulp gevra. Jim het die skip nou alleen. Maar hy was nog nie veilig nie. Jim het 'n vreemde man op die eiland gesien. Die man het in 'n grot gewoon. Hy was baie bang en het weggehardloop. Jim het hom gevolg. Die man het 'n baie lang baard gehad. Hy het klere van geitvelle gedra. Die man se naam was Ben Gin. Hy was 'n skipmatroos van Flint se ou bemanning. Hulle het hom 3 jaar gelede op die eiland gelos. Ben Gin het die skat gesoek. Hy het dit gevind en verstop. Hy wil help om die skurk te verslaan. Jim vertrou hom. Hulle het 'n nuwe plan gemaak. Jim het na die wal gehardloop. Hy het die Hispaniola in die see gesien. Die skip was ver van die strand af. Jim het 'n klein bootjie in die water gevind. Hy het na die skip gevaar. Dit was baie stil op die skip.
Net een man het op wag gestaan. Die man was aan slaap. Jem het die tou geknip. Die skip het begin beweeg. Die wind het die skip gehelp. Jem was nou alleen op die groot skip. Hy was bang, maar hy was ook moedig. Die skip het stadig na die oop see gevaar. Die mans pak die jol met kos en water. Hulle wil teruggaan na die skip. Die see is baie kwaai. Die klein bootjie swaai heen en weer. Dit is 'n baie gevaarlike toer. Die golwe is baie hoog. Die boot kry water binne. Die mans is bang. Hulle probeer hard roei. Maar 'n groot golf kom. Die jol kantel en sink. Al die mans val in die water. Slegs een man oorleef. Hy swem na die strand. Die laaste toer is verby. Die geveg is verby. Dit is aand en baie stil. Jem en sy vriende is moeg en hartseer. 2 van die goeie mans is dood. Kaptein Smollett is erg gewond. Hulle tel al die wapens. Hulle maak die huis weer sterk. Jem dink aan sy vriende op die skip. Hy is baie bekommerd oor hulle. Die seerowers eet en drink buite. Hulle sing harde liedjies. Jem en die ander wag in die donker huis. Hulle weet die geveg sal môre weer begin. Dit was 'n baie lang dag. Ons het die blokhuis gevind. Dit was 'n houtgebou met 'n hoë heining. Daar was niemand binne nie. Kaptein Smollett het bevele gegee. Ons het al die kos en gewere binnegebring. Jem het op die dak gaan staan en uitkyk. Hy het die see en die eiland gesien. Toe sien hy 'n vlag op die strand. Dit was die Jolly Roger, die seerowers se vlag. Die seerowers het geskree en geskiet. Ons was veilig in die blokhuis. Maar ons was baie bang. Die aanval gaan gou kom. Die volgende oggend sien jy 'n wit vlag. Long John Silver kom alleen na die blokhuis. Hy wil met die eerlike mense praat. Kaptein Smollett stem saam om te luister. Silver sê die meiters wil 'n ooreenkoms maak. Hulle gee ons die skatkaart vir veiligheid en kos.
Die kaptein weier die voorstel dadelik. Hy sê hulle het geen keuse nie en sal verloor. Silver word baie kwaad en maak dreigemente. Hy stap terug na sy manne met die vlag. Die gesprek is verby en die stryd sal begin. Almal in die blokhuis maak gereed vir die aanval. Hulle weet die meiter sal gou aanval. Jem hoor 'n stem buite die palisade. Dit is kaptein Silver. Hy vra om te praat. Hy bied vrede aan. Die goeie mans weier. Kaptein Silver sê die aanval begin nou. Die rebelle hardloop na die palisade. Hulle skiet met gewere. Die goeie man skiet terug. Daar is baie lawaai en rook. 2 rebelle val op die grond. Die res van die rebelle hardloop weg. Die eerste aanval is verby. Maar almal weet dit is nie die einde nie. Ek was baie verveeld op die skip. Ek het besluit om na die eiland te gaan. Ek het in 'n klein bootjie geklim. Niemand het my gesien nie. Ek het alleen na die strand geroei. Die son was baie warm. Ek het die skip agter my gelaat. Ek wou die skatte soek. Maar dit was 'n slegte plan. Die see was stil en vriendelik. Toe ek by die eiland kom, het ek uit die bootjie gespring. Ek het die bootjie tussen die rotse versteek. My groot avontuur het toe begin. Die skip beweeg vinnig op die rivier. Die water word laag omdat dit eb is. Jy sien die see tussen die bome. Hy hoor die geluid van die branders. Die skip begin te skommel. Dit is baie gevaarlik. Jem vat die stuurwiel vas. Hy probeer die skip reguit hou. Maar die skip draai na die strand toe. Dit raak 'n rots onder die water. Daar is 'n harde bons. Jem val op die dek. Die skip staan stil. Dit kan nie meer beweeg nie. Jem is alleen op die gestrande skip. Jem het die klein vaartjie in die water gesit. Hy het die see roerloos en stil gevind. Maar daar was 'n sterk stroom. Die stroom het die vaartjie weg van die eiland gedra. Jem het die groot skip, die Hispaniola, gesien. Die skip se ankertou het gebreek.
Die skip het ook in die stroom gedryf. Jem was bang vir die twee rowers op die skip. Hy het besluit om nader te kom. Die vaartjie was baie stil in die water. Toe hoor hy 'n harde geluid van die skip af. Die twee mans was aan die beklei. Jem het geweet een van hulle moes gewond wees. Hy het sy vaartjie teen die skip vasgemaak. Jem het bo op die dek geklim. Jem het die vlag van die seerowers gesien. Dit was die Jolly Roger, 'n swart vlag met 'n wit doodskop. Hy wou dit afhaal. Die paal was baie hoog. Jem het die toue geklim. Dit was moeilik en gevaarlik. Hy het die vlag afgehaal. Toe gooi hy dit op die grond. Hy het die Britse vlag opgehang. Die seerowers het die nuwe vlag gesien. Hulle was baie kwaad. Jem was trots op sy werk. Nou het die eiland die regte vlag. Dit was 'n groot oorwinning vir Jem. Jem neem die skip se roer. Hy is alleen op die skip. Maar hy sien 'n man op die dek. Die man se naam is Israel Hans. Hans is erg gewond. Hy kan nie goed staan nie. Jem voel jammer vir hom. Jem gee vir hom kos en water. Hans wil die skip na 'n veilige strand vat. Jem bestuur die skip. Hans gee vir Jem instruksies. Jem vertrou Hans nie heeltemal nie. Hy hou 'n pistool naby. Die skip beweeg stadig nader aan die eiland. Jem hoor 'n vreemde geluid in die bos. Dit is die stem van Long John Silver. Silver praat met 'n ander man. Jem luister na hulle gesprek. Silver wil die ander matrose verraai. Hy het 'n plan om die skat te vat. Hy bied die ander man geld aan. Die geld is ou Spaanse munte. Hierdie munte word stukkies van 8 genoem. Jem is baie bang. Hy weet Silver is gevaarlik. Jy moet versigtig wees. Hy gaan terug na die huis. Hy moet die goeie matrose waarsku. Jem loop na die seerowers se kamp. Hy sien 'n groot vlag op 'n paal. Dit is die Jolly Roger seerowersvlag. Long John Silver sit by 'n vuur. Die ander seerowers eet en drink.
Hulle is baie luidrigtig en vrolik. Jim is bang, maar hy gaan nader. Silver sien hom en roep hom. Kom sit hier, my seun, sê Silver. Jim sit op 'n stomp naby die vuur. Die seerowers kyk na hom en lag. Jim voel soos 'n gevangene in hulle kamp. Hy weet hulle is sy vyande. Maar hy moet wys en stil bly. Jim het die skip verlaat en na die fort teruggegaan. Die fort was baie stil en donker. Hy het sy vriende geroep, maar niemand het geantwoord nie. Toe sien hy 'n lig in die huis. Binne het hy net Silver en sy seuns gevind. Silver het vir Jim 'n stuk papier gegee. Dit was die swart kol. Die seuns het Silver as kaptein ontslaan. Silver was baie kwaad. Hy het die stuk papier geskeur. Hy het vir die seuns gesê dat Jim 'n belangrike boodskap het. Jim het gesê dat hy die skip gevind het. Hy het ook gesê dat hy die skip gesink het. Die seuns was baie geskok. Hulle het geweet hulle kan nie die eiland verlaat nie. Jim verlaat die fort. Hy neem die wit vlag. Hy loop na die seerowers se kamp. Long en Silver praat met hom. Jim sê hy wil oorgee. Die seerowers is baie kwaad. Hulle wil Jim doodmaak. Silver red hom. Hy gee Jim 'n pistool. Jim moet op erewoord bly. Dit beteken hy kan nie wegloop nie. Jim is nou 'n gevangene. Hy voel baie alleen. Maar hy vertrou Silver. Hy hoop die goeie man sal kom. Jim en die ander manne loop na die hoogpunt op die eiland. Hulle soek die seinpaal wat in die kaart geteken is. Die seinpaal is 'n groot, vreemde rots. Dit lyk soos 'n vinger wat na die lig wys. Hulle is baie opgewonde. Volgens die kaart moet hulle nou die skat meet. Hulle gebruik 'n lang tou om die afstand te meet. Maar hulle vind niks in die grond nie. Die manne word baie kwaad en moeg. Long en Silver sê hulle moet die kaart weer lees. Hy sien 'n ander klein merk op die kaart. Die merk is aan die ander kant van die seinpaal. Hulle begin weer te meet. Jim voel hoopvol, maar ook bang. Jim hoor 'n stem in die bos.
Hy is baie bang. Die stem klink bekend. Dit is die stem van Ben-Gun. Ben-Gun is die man wat alleen op die eiland gewoon het. Hy praat met Jim. Ben-Gun sê hy het 'n verrassing. Hy het die skat gevind. Jim kan dit nie glo nie. Ben-Gun het die skat in 'n grot versteek. Hy wil die skat met Jim en die goeie man steel. Jim is baie opgewonde. Hy hardloop terug na die huis. Hy wil die nuus vir sy vriende vertel. Jim en sy vriende is op die skip. Hulle sien die seerowers op die eiland. Die seerowers is baie kwaad. Long John Silver praat met hulle. Hy probeer om vrede te maak. Maar die ander seerowers luister nie. Hulle skreeu en maak lawaai. Een seerower wys 'n swart kol. Dit beteken hulle wil 'n nuwe leier hê. Silver word baie bang. Hy vat sy kruk en veg terug. Twee seerowers val op die grond. Die res van die seerowers hardloop weg. Silver se mag is nou heeltemal weg. Hy is nie meer 'n leier nie. Ons het die skat in die skip gebring. Ons het die eiland verlaat. Ons het na 'n ander hawe gevaar. Daar het ons die seelei betaal. Elke man het sy deel van die skat gekry. Jim het ook baie geld gekry. Hy en sy ma het 'n nuwe huis gekoop. Die dok en kaptein het saam gebly. Hulle het nog stories oor die eiland vertel. Jim dink nog aan Silver en Ben-Gun. Hy is bang vir die see en seil nie weer nie. Die skat is nou weg. Maar daar is nog skatte op die eiland. Niemand sal dit soek nie. Jim se avontuur is verby.